Goeiedag, dankie dat jy saam reis onder hierdie wonderlike veldtog skermbeheer. Vandag gesels ek spesifiek met ouers, oumas en oupas en voogte. Nou dat ons die voor- en die nadele weet van skermbeheer, kan ons oorgaan na 'n paar praktiese wenke. Maar daar's een vraag ek dink wat op almal se lippe is. Hoe weet ek wanneer my kind moontlik aan sosiale verslawing ly? Hier is 'n paar rooi vlae. Sosiaal sal jy merk dat jou kind besig is om hom of haarself af te sonder. Sy sal onttrek van gesins- en familieaktiwiteite en soms ook van aktiwiteite waar hy of sy betrokke was saam met hulle maats. Sosiale media raak die prioriteit. Dit is dan baie meer belangriker as baie ander aktiwiteite soos leer, skoolwerk en gewone huistaakies. Daar is natuurlik ook 'n verlies aan hulle gunsteling sport, kultuuraktiwiteite en stokperdjies. Geestelik sal jy vind dat die kind nie meer die motivering het om hulle eie doelwitte te bereik nie. 'n Lae selfbeeld ontwikkel en 'n minderwaardigheidskompleks kan ontstaan. Dit wil sê wanneer 'n kind eerder hulle waarde vind aan dit wat op sosiale media gesê word. Met ander woorde, eksterne goedkeuring is baie belangrik. Dan 'n vrees om uit te mis. Ons noem dit FOMO, Fear of Missing Out, waar 'n kind die heeltyd op hulle foon wil wees om te kyk, wat is die volgende kommentaar? Wat het met daai persoon se video gebly? Jy kan hulle net nie van hulle fone af weghou nie. Fisiese gesondheid ly daaronder. Jou kind is meer geïrriteerd, gefrustreerd, daar's baie meer gemoedskommelinge waaraan jy gewoond is, en natuurlik baierigheid. En moenie van die woede-uitbarstings vergeet nie. En natuurlik die simptome van depressie as gevolg van hierdie minderwaardigheidskompleks. Dan ouers, voogte, ouma en oupa. Skerm en sosiale media is 'n wonderlike hulpmiddel, 'n ontspanningsmiddel en 'n leermiddel. Maar dit is belangrik om seker te maak dat ons hierdie op 'n gesonde manier gebruik. Ek wil vandag kortliks met jou 'n paar goedjies deel wat jy as ouer of voog kan doen voor ons na vaste riglyne kyk. Eerstens wil ek jou as ouer uitdaag om die rolmodel te wees vir jou kind. Is jy die voorbeeld wat vir jou kind modelleer hoe om sosiale media te gebruik? Het jy selfbeheersing wanneer dit kom tot sosiale media? Galasiërs 5 herinner ons aan die vrug van die Gees van selfbeheersing. En al waar 'n kind selfbeheersing gaan leer, is by die voorbeeld van die ouer of die voog waar hulle bly. Onthou, kinders leer nie deur wat hulle hoor nie, maar deur die voorbeeld wat hulle sien. Doen dan absoluut genoegsame navorsing eers van al die moontlike risiko's van skermbeheer. Skryf dit neer. Maak genoegsame video's, artikels bymekaar. Bere dit totdat jy met jou kind kan kommunikeer daaroor. En onthou, dit moet altyd ouderdomsgepas wees. Liewe mamma en pappa, as jy enkel ouer is, kan jy dit ook doen. Wanneer het jy bietjie gaan stil sit en jouself die volgende vraag afgevra? Wat is ons doel in hierdie huishouding? Waarna streef ons?
Wat is ons waardes? En wanneer ons 'n bietjie nadink oor hierdie belangrike vraag, kan ons dan gesonde huisreëls en grense oor die algemeen instel, as ook op sosiale media. Kom ons word bietjie stil en ons besin op wat ons doen as 'n huisgesin, naby aan die wil van God is. Ek wil jou aanmoedig om 'n kultuur te begin skep, waar ons eerder belangstel in ons kinders se doen en late. Eerder as om eers te skree, dalk die tablet weg te ruk. Kom ons raak nuuskierig oor waarmee jou kind betrokke is. Wanneer ons regtig belangstel in ons kinders, kan ons kinders se vertroue wen. Hierdie vertroue is vreeslik belangrik vir wanneer ons begin om met hulle te kommunikeer. Wanneer ons altyd net skree en raas en reëls stel, mis ons die verbinding om dalk 'n verhouding eers met ons kind te kweek. Ek stap weg van hierdie video vandag met hierdie gedagte by jou. Kan ons by 'n punt kom waar ons eers verhouding met ons kinders bou? Stel belang wat in jou kind se wêreld gaan, deur vrae te vra. O, ek sien jy het hierdie interessante toepassing op jou foon. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. Hoekom gebruik jy dit? Hoekom het jy hierdie vriende op sosiale media? Deur eerder nuuskierigende vrae te vra, kan vir jou kind die idee gee dat jy belangstel. Onthou, ons tieners wil hê dat mense moet belangstel in hulle. En as jy daai kultuur kweek, dan wen jy hulle vertroue. Spreuke 22 vers 6. Kom vra vir jou as ouer dan vandag. Lei jou kinders op die regte pad. En wanneer hulle ouer word, sal hulle nie daarvan afwyk nie. Kan ons dit toepas op sosiale media en skermbeheer? Natuurlik. Lei jou kinders op rondom die risiko's van sosiale media gebruik. En wanneer dit hulle pad toekom, kan hulle maklik daarvan afwyk. Ons gesels môre verder, nog 'n bietjie rondom praktiese raad.